Welkom by ons derde sessie in hierdie reeks oor bagasie waar ons uitgedaag word om ligter te reis. Hoe lyk die bagasie waarmee jy tans jou lewensreis aanpak? Party mense se bagasie waarmee hulle deur hulle lewensreis gaan, is stikkend. Goeie nuus is, die Here wil dit herstel. Party mense se bagasie is hopeloos te veel, daar's tot klippe. Dis oorgewig. En die Here wil help om dinge uit te sorteer en te verlig. Baie bagasie is bloot net onnodig en die Here wil jou daarvan help bevry. Baie bagasie is vuil en hy wil ons help om dit skoon te maak. Party mense se tasse en se bagasie vir hulle lewensreis is chaoties, net ingedruk. Hy kan help om orde en netheid te bring. Maar om lig te reis beteken nie dat ons deur die lewe ooit sal gaan met leë hande nie. Inteendeel, die Here wil ons verlig en ons bevry van die onnodige bagasie, maar hy wil ons ook kom toerus met alles wat ons nodig het, as het ware soos 'n handyman met hierdie toolbelts, wat al die nodige gereedskap naby het en gereed is om hulp te kan verleen en 'n seën te kan wees, sodat jou lewe vrugbaar en vervuld op die ou einde van die dag kan wees. So bagasie is nie per se sleg nie. Sommige bagasie dink ek is krities noodsaaklik. So die goeie nuus is dat Jesus ons van alles wat onnodig en sleg is wil vrymaak, maar dat ons ook wil toerus met wat ons nodig het vir die lewensreis se uitdagings. Jesus maak immers hierdie stelling oor ons lewensreis en hy nooi ons. Hy sê vir ons in Matteus 11 vers 28, hy sê kom na my toe. Almal wat te veel bagasie het en jou bagasie wat te swaar raak, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. Ek gaan vir jou daai, aha, dankie tog, iemand het gehelp. Ek gaan jou daai belewenis gee. Vers 30. Want my bagasie is maklik om te hanteer. Jesus sê my juk is sag. My las is lig. So hier is vandag se fokus. Net omdat die Here ons bagasie herstel en uitsorteer, beteken nie noodwendig dat wanneer hy vir jou nuwe bagasie in jou hande sit, dat jou stryd nou uitgesorteer is nie. Want die vyand is nogal slinks. As hy dit nie kan regkry om jou bagasie so de mekaar en oorvol te maak, of dit te vernietig nie, gaan hy probeer om jou bagasie te label. As hy nie dit kan regkry om jou bagasie uit jou hand te kan ruk nie, dan probeer hy vir jou lieg, hierdie nuwe bagasie, hierdie toerusting waarmee die Heilige Gees jou wil bemagtig. As hy nie dit uit jou hande uit kan kry nie, gaan hy vir jou lieg oor wat daarin is. As hy jou nie kan stop nie, gaan hy probeer om jou te verwar. So jy dit dalk op die oomblik reis jy met die regte bagasie. Maar wanneer jy na die labels begin kyk, dan sien jy leuns. God sê byvoorbeeld, ek het jou toegerus. Jy kyk na hierdie tasse en jy sien, ek weet nie of ek goed genoeg gaan wees nie. God sê, ek het jou nuut gemaak. Jou label sê dalk, dink nie ek sal ooit kan verander nie. God sê, jy's my kind, my agent. Jou label sê, jy's ongewens. Hy steur jou nie vreeslik aan jou nie. God sê, ek's met jou. Jou label sê, ek dink ek's op my eie. Jy sien, skielik raak 'n mens onseker oor wat jy het, wie jy is, wat moontlik is, wat God reeds vir jou gedoen het en waartoe jy in staat is. So hier's die gevaar en ons sit dit vir jou so op die skerm. Dis hoekom verkeerde labels so gevaarlik is. Want dit steel nie noodwendig jou toerusting nie. Dit steel net jou duidelikheid en jou vrymoedigheid. Want die oomblik as jy jou vrymoedigheid verloor, die oomblik as jy jou duidelikheid verloor, the moment you lose your clarity, dan verloor jy skielik bietjie spoed. Jy verloor jou momentum, jy verloor jou vrymoedigheid. Ek onthou een keer op 'n ongelukstoneel, was dit nou nogal hierdie snaakse prentjie, want jy kon sien dat 'n persoon uit 'n voertuig uitgeklim en omgehardloop en duidelik 'n mediese tas uitgehaal. En jy kon sien dis waarskynlik 'n mediese dokter. En hy het begin hardloop na die ongelukstoneel toe
Maar skielik kon jy agterkom, hy begin al stadiger hardloop en hy stop en hy begin die tas oopmaak en besef, dis die verkeerde tas. Jy sien die oomblik as jy nie seker is oor wat in die tas is nie, het jy nie 'n duidelikheid van jou missie van kom ek hardloop, kom ek gaan help, kom ek doen dit, kom ek doen wat ek moet doen. En die oomblik as jy daai duidelikheid verloor, dan verloor jy jou vrymoedigheid om te sê ek is hier om 'n verskil te maak. Jy verloor jou effektiwiteit. En skielik begin jy stadiger loop in jou lewensmissie en jy begin half spoed verloor met iets wat God eintlik bedoel het, dat dit jou krag en momentum en motivering moet gee. So die groot gevaar is nie wat jy dra nie. Die groot gevaar is ook wat jy daarvan glo. Dis een ding om iets te besit, om toegerus te wees deur God en sy gees en gawes en 'n klomp wonderlike gereedskap in jou tasse te hê, in jou bagasie te hê. Dis iets anders om presies oortuig te wees wat jy besit. Jy kan met 'n tas vol hulpmiddels loop en steeds leef jy asof jy niks het nie, omdat die goed verkeerd gelabel is. En dis mos hoe 'n label werk. 'n Label is juis veronderstel, stap by enige supermark in. 'n Label sê vir jou, dis 'n kort beskrywing, dit gee vir jou 'n naam, dis 'n naametiket of 'n naamplaatjie, dis 'n identifisering van dis wat jy hierin gaan kry. Baie van ons het labels op ons bagasie begin dra, wat nooit van God afkom nie. Miskien het mense dit op jou geplak, miskien het 'n wond dit op jou bagasie geplak, of jou eie verlede, of die sondige wêreld. Miskien het die vyand dit oor en oor vir jou gesê, dat dit wat in daai bagasie is nie goed genoeg nie, is gebreek, is te veel, is te vuil, is te min, is onwaardig, dis beskadig, dis gediskwalifiseer, dis agter, oudtyds, dis 'n mislukking, onveranderbaar. Nou gebeur iets gevaarlik. Jy begin nie hierdie labels net sien of hoor nie. Jy begin dit glo. En wat jy glo, gaan jou gedrag stuur. So dis hoekom verkeerde labels letterlik so gevaarlik is, want dit kan ons in verkeerde rigtings druk. Verkeerde reaksies by ons ontlok. So kyk na 'n paar rooi ligte as jy begin val vir die leuns van labels wat jy verkeerdelik glo. Die een is, verkeerde labels laat jou, en miskien is dit nou 'n anglisistiese term, jammer vir die horribale Afrikaans, dit laat jou konformeer. As 'n label op jou lewe sê, jy's nie goed genoeg nie. 'n Label op jou bagasie wat vir jou sê, hierdie is nie goed genoeg vir jou nie. Dan begin jy aanpas en jy begin half spoed verloor en jy begin buig en jy begin vorm aanneem volgens wat jy dink ander mense sal aanvaar. En jy begin half konformeer, jy begin inpas, nie uitstaan nie. En jy probeer aanvaarbaar word. En dan leef jy nie meer uit identiteit nie, jy leef nou skielik uit vrees. Wat as hierdie goed nie werk nie? Wat as ek iets probeer en dit gaan nie die voordeel bring waarvoor ek gehoop het nie? En dan vra jy ook nie eers meer, wat sê die Here nie? Jy begin konformeer en vra, wat gaan die mense dink? En dan begin jou standaarde skuif, en jou stem versag, jou oortuigings verwater, jou dapperheid verdwyn, want die verkeerde label laat jou glo, as jy nie soos hulle word nie. Jy kan nie met hierdie bagasie en hierdie instrumente inspring in 'n situasie en 'n verskil help maak nie. Nee, hoe wil hulle hê moet jy dit hanteer? En wanneer jy daai verkeerde label begin glo, dan verloor jy die vryheid om te wees wat God jou geroep het om in 'n situasie te wees. En nou skielik word jy 'n kopie of 'n replika van die kultuur in plaas van 'n draer van die koninkryk van God. Dis presies wat daartoe bygedra het dat die heel eerste koning van Israel, vir wie God ongelooflike potensiaal in 'n droom gehad het. God het hom toegerus met 'n klomp goed. Hy erken teenoor sy mentor, ons lees in 1 Samuel 15. Saul sê vir Samuel, ek het gesondig, ek het dit gemis, I've messed up, want ek het die bevel van die Here en die opdrag oortree, omdat ek vir die manskappe bang was,
en na hulle versoeke geluister het. Skielik het my labels vir my gesê, ek dink nie ek's goed genoeg nie, ek weet nie of ek dit kan maak nie, ek weet nie of ek meer populêr is nie, en ek het begin luister vir hulle in plaas van God. Met ander woorde, ek het gevoel dat ek nie voldoen aan die mense se verwagtinge nie, en daarom het ek probeer aanpas, probeer konformeer, sodat ek kan inpas. Verkeerde labels, tweedens. As jy met hierdie wonderlike goed waarmee God jou toerus, maar die verkeerde labels daarop plak, kan dit jou verkeerdelik laat, kom ons noem dit oorpresteer, want prestasie is nie noodwendig iets verkeerd nie. Maar dikwels, wanneer jy onseker is, dan is jou reaksie een van, ek sal julle wys. En dan brand jy jouself uit, in 'n poging om jouself te bewys, sodat jy ander se goedkeuring en waardering kan kry. En skielik begin leef jy nou gejaagd en jy probeer harder en jy doen meer en jy dra meer en jy vat meer en jy rus minder en jy meet jouself die heeltyd aan ander mense. En jy voel dat jy jou waarde moet verdien, dat jy jou plek moet verdien, dat jy selfs God se guns as ware moet terugbetaal deur altyd meer te wees, meer te doen, meer te wys. En jy kry dalk komplimente, maar jou label sê nog steeds nie goed genoeg nie. Jy doen dalk goed genoeg, maar die label sê probeer harder. Jy dien dalk getrou, maar die label sê steeds jy is een fout weg van afskrywing. En dis uitputtend. Sien 'n voorbeeld hiervan in Lukas 10, waar Jesus by Martha en Maria kom kuier. Volg gou die storie saam met my in Lukas 10 vers 38. Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou Martha hom as 'n gas ontvang het. So dis die prentjie. Sy wou hom ontvang en sy het moeite gedoen en sy het nou baie opgewonde. Sy wil 'n blessing wees vir hom en hulle wil graag Jesus beleef. Sy het 'n suster gehad, Maria, en sy is so opgewonde oor hierdie gas. En sy het 'n saak met word hy bedien. Haar missie is sy wil deur hom bedien word. Sy het aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister. Maar Martha wou presteer. En Jesus is hier, ek moet nou my beste voetjie voorsit. Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. En toe raak sy 'n bietjie geïrriteerd. Sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help. Die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is so besorg oor prestasie. Want jou label sê waarskynlik, as ek nie nou my beste voetjie vir Jesus voorsit nie, gaan hy nie my bedien nie. Jou sussie het net by my kom sit en sy pluk die vrug en die seën daarvan dat ek aan haar bedien. Martha, Martha, jy's besorg en bekommerd oor baie dinge, oor prestasie. Net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies om by my te kom sit, toe te laat dat ek haar bedien. Sy het nie probeer om my te beïndruk nie. En dit sal nie van haar weggeneem word nie. Jy sien, jy kan baie reg doen en steeds verkeerd glo oor jouself. As ek nie presteer nie, gaan Jesus teleurgesteld wees in my. Nog 'n reaksie is dat jy dalk nie konformeer of presteer nie, maar dat jy begin retireer. Jy begin terugtrek. Want skielik sê jou labels vir jou, jy's nie goed genoeg nie en jy waag minder. Jy praat minder, jy bid minder gewaagd, jy droom kleiner. Jy gee dalk op voordat jy regtig begin het, want die label sê, wat is die punt? Jy gaan dit in elk geval nie maak nie. Die labels waarmee die vyand jou belieg oor dit wat God eintlik in jou lewe mee wil vermag. Die vyand wil hê jy moet glo, moenie meer hoop nie. Moenie weer probeer nie. Moenie weer vertrou nie, moenie weer oopmaak nie. En dis hoe verkeerde labels jou spoed kan breek. So jy is nie noodwendig sonder bagasie nie. Jy is nie noodwendig sonder 'n roeping of sonder gawes nie. Jy is nie sonder die Here se teenwoordigheid nie. Maar in hierdie bagasie, gevul met God se teenwoordigheid en krag, glo jy die verkeerde daar rondom. En jy leef asof jy niks het nie. Jy leef vanuit 'n verkeerde label. En dit het jou laat twyfel oor of jy dit werklik besit. En dis presies wat die vyand wil hê. Hy wil hê jy moet jou God gegewe bagasie beleef en hanteer asof dit leeg is.
Asof die Heilige Gees ander mense kan gebruik, maar die gawes en die unieke vermoëns wat hy vir jou gegee het. Hy wil hê dat jy moet die herstelde bagasie beleef, asof dit nog stikkend is. Hy wil hê jy moet koninkryksinhoud leef, asof jy nog niks ontvang het nie. Want verkeerde labels laat jou ritereer. En nie noodwendig uit die lewe uit nie, maar uit jou geloof, uit jou waagmoed, uit jou roeping, uit jou bediening. In Matteus 25 steek daar 'n arbeider sy talent weg. Nie omdat hy niks gehad het nie, maar omdat hy verkeerd geglo het. Hy het geglo, sy label het vir hom gesê, ek is in elk geval nie goed genoeg nie. Ek is nie so goed soos die ander nie. Hy het iets ontvang. Maar vrees het sy optrede begin bestuur. Matteus 25:25 sê hy vir sy eienaar, hy sê, omdat ek bang was. Dis my label, dis hoe ek funksioneer. Omdat ek bang was, het ek u muntstuk in die grond gaan begrawe, hier is u geld terug. So gebeur dit steeds. Hier is soveel van ons wat meer ontvang het as wat jy op hierdie stadium besef. Wanneer die Here jou herstel het en het jou vrygemaak van 'n klomp bagasie, het jou toegerus met iets nuuts, maar jy het nog nooit daarop gereageer nie, want jy kyk net in die labels vas. En dit laat jou leef asof jy leeg is. Inteendeel, ek sit vir jou hierdie aanhaling op die skerm. Wanneer vrees jou etiketeer, sal jy begrawe wat God eintlik vir vermenigvuldiging vir jou gegee het. Hy wou gehad het, jy moet dit meer maak. Vrees het gemaak dat jy niks daarmee doen nie. So wat ons vandag wil doen, is om hierdie negatiewe labels te erken en af te skud en dit te vervang met die waarheid. Wat is die waarheid? Wat is die eintlike labels wat oor ons lewe moet wees? Want jy is nie wie ander mense sê jy is nie. Aan die einde van die dag is jy wie Christus sê jy is. En die goeie nuus is, Jesus verander nie net jou bagasie nie, Jesus verander die naamplaatjies, die etikette. Kom ons stel dit vir jou so op die skerm. Jesus herstel nie net nie, Jesus heretiketeer. Mis jy hom toelaat en dit begin glo. Want Jesus wil nie net die inhoud van jou lewe aanraak nie, hy wil die identiteit, die label en jou lewe wil hy kom herstel en regmaak. So kom ons herfokus. Wie sê Christus is jy? Wat se labels sit hy op jou lewe en op jou bagasie? Iewers, moontlik is dit vanoggend, moet ons ophou om ons naam en ons identiteit en ons label te leen by ons ou wonde. Iewers moet ons ophou om ons identiteit te leen teen mense se opinies. Iewers moet ons ophou om ons waarde te meet aan ons swakste seisoen. Toe ek daar gefouteer het, dis die som totaal die beste wat ek kan doen. Jy kan nie die heeltyd onder labels lewe wat Jesus nooit oor jou uitgespreek het nie. Daar moet 'n oomblik wees waar jy weier, of waar jy sê, ek weier om langer te glo wat die vyand op my lewe probeer plak. Ek gaan glo wat waar is, wie ek in Christus is. So dit bring ons by 'n ongelooflike term. Wie is jy in Christus? Dis 'n baie besondere term in die Nuwe Testament. Dis die eintlik in die Grieks, klink amper soos Afrikaans, dit beteken en Christos. Dis die Grieks om te sê, wanneer jy in Christus is. Julle kan na die volgende slide toe gaan. Wie is jy in Christus? En as jy in Christus is, daar 4 groot waarhede wat jy moet weet. Inteendeel, ek wil jou vanmôre hier uitstuur, en ek vertrou julle gaan soos hulle 'n rympie kan opsê, jy moet dit glo, jy moet dit vasgryp, jy moet dit oor jouself kan uitspreek. Nommer 1, in Christus. Die label wat hy op jou sit, in Christus is jy vergewe. Almal van ons het 'n storie. Ons het in elk geval met 'n rebellie en ons rug na God toe in hierdie wêreld ingekom. Maar soos wat ons begin reageer het ons skuld voor God net al meer geraak. Inteendeel, ons skuld voor God is onbetaalbaar. Ons kan dit nie regstel nie.
Efesiërs 1 vers 7 in die boodskapvertaling, toe kom Jesus. En betaal wat nodig is om weer alles tussen ons en God reg te maak. Dit het hom wel sy lewe gekos, maar die vrede is herstel tussen God en almal wat in Christus is, wat aan Jesus se kant staan. Dat God so iets doen, dat God so iets gedoen het, sonder om te vra wat ons kan terugbetaal. Dit wys hoe geweldig goed hy vir ons is. Dis hoe groot en tot watter uiterste Vader sou gaan om te sê, ek wil vergewe. En dis nie maar 'n T's and C's apply hier aan die onderkant nie. Dis nie ons kyk maar hoe jy vaar en dan sal ons later verder besluit nie. Daar's 'n totale vergifnis beskikbaar wanneer ek in Christus is. En dit sou beteken, jou verlede kry nie meer seggenskap oor jou nie. Jou verlede is nie meer 'n label nie. Dit beteken, jou sonde was ernstig, maar die kruis was groter. Dit beteken, jou skuld was onbetaalbaar. Sy genade was meer as genoeg. Dit beteken, jy hoef nie aan te hou rondloop met 'n label wat sê skuldig of vuil, gediskwalifiseer, afgeskryf. Wanneer God vergewe hy nie oppervlakkig nie. Hy doen nie lapwerk nie. Inteendeel, hy reinig, hy herstel, hy maak skoon. Romeine 8 vers 1 herinner ons, daar's dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Die volgeling van Jesus, as jy in 'n verhouding met hom is, as Jesus jou vergewe het, hoekom lewe jy nog asof die ou labels wettig is? Jy's nie meer wat jy gedoen het nie. Jy's nie meer jou skande nie. Jy's nie meer die som en die resultaat van foute nie. In Christus is jy totaal vergewe. Nommer 2. In Christus, sê die Bybel, is jy radikaal getransformeer, jy is totaal en al verander. Baie mense glo dat God hulle vergewe, maar hulle sukkel om te glo dat God hulle regtig kan verander. Hulle dink, ja, hy vat my terug, maar ek weet ek gaan maar bly soos ek nog altyd was. Die evangelie is groter as dit. Jesus vergewe nie net jou sonde nie, hy bring hierdie ongelooflike verandering. Inteendeel, dis 'n totaal en al 'n nuwe lewe. Dit gaan gepaard met nuwe denke, nuwe krag, nuwe begeertes, nuwe moontlikhede. En dit beteken, jy hoef nie vas te sit in 'n oortuiging om te sê, ek is maar nog altyd so. Ek is maar nog altyd vasgevang in hierdie uitdaging. Ek is maar nog altyd 'n vreesagtige mens. Ek gaan altyd vasgevang bly in. Ek is maar gebroke. Ek is maar 'n sondaar. Ek is maar 'n ou wurmpie in die stof. Dit mag dalk jou patroon gewees het. Maar dit hoef nie jou identiteit te bly nie, daar's 'n nuwe label en Christus. En die nuwe label sê, jy is vergewe. Dit sê, jy's verander. Die ou label het dalk gesê, permanent beskadig. Toe kom Jesus en hy doen hierdie fenominale wonderwerk en permanent in sy oë is tydelik en skielik sê Jesus, ek maak alles nuut. 2 Korintiërs 5 vers 17, jy ken hom, hier kom hy. Daarom as iemand en Christus is hy 'n nuwe, nie net 'n skepsel nie. 'n Skepsel klink so shame, daar loop 'n ou skepsel. Dis 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. So wat se labels glo jy op hierdie stadium? Kan jy vanmôre kom en sê, hierdie nuwe labels wat hy vir my kom gee, ek's vergewe. Ek's verander. Nommer 3. In Christus is ek vrygemaak. Dis meer as net ek hoop dit gaan eendag beter wees. Hoop dinge sal beter uitwerk vorentoe. Dis meer as ek probeer nou 'n beter mens wees. Ouens, dis godsdiens. In Christus
Die oomblik as hy aan boord en aanwesig is in jou lewe en hy het 'n wonderwerk kom doen, dan's jy vrygemaak. Vrygemaak van die swaartekrag van sonde. Sien vir 'n oomblik daai ervaring wat dit moes wees wanneer ons nou van hier af die voorreg het om maan toe te kan gaan en op die maan in ons spacesuits kan uitklim en daar rond beweeg. Die swaartekrag daar is net anders as hier op aarde. En skielik is almal van ons, moet nou nie iemand so stamp nie, maar almal van ons gaan lig wees en gaan kan swewe en soos seebelle oor die oppervlak kan hop. Ons is vry van die swaartekrag van sonde. Ons is vry van die ou kettinge wat ons ou identiteit probeer beheer het. Ons is vry van die leuns wat ons jare lank klein gehou het. Vry van die labels wat gesê het, jy sal altyd vas wees. Sal altyd 'n slagoffer wees. Jy sal altyd terugval. Sal altyd dieselfde bly. Vryheid beteken nie, daar gaan nooit weer stemme wees wat met jou terugpraat nie, want jou vlees en die vyand sal nog probeer. Maar die ou patrone, terwyl hulle nog gaan probeer opstaan en jou emosies jou nog soms gaan probeer oortuig, seker goed is nie waar nie, en onthou emosies, gevoelens lieg. Maar daai stemme is nie meer baas nie, want ek is in Christus. En in Christus is ek vergewe. In Christus is ek verander. In Christus is ek vrygemaak. So jy hoef nie meer elke label te aanvaar wat op jou geplak is nie. Jy hoef nie meer elke gedagte te glo net omdat dit hard praat nie. Jy hoef nie meer saam te stem met alles wat jou probeer definieer nie, want in Christus is jy skielik vrygemaak. En dit beteken, jy kan nou begin leef uit waarheid. Nie uit vrees nie. Uit geloof, nie uit skaamte nie. Uit identiteit. Nie uit verwarring en onsekerheid oor wie ek regtig is nie. Met ons vorige keer saam verlede week is ons herinner in Johannes 8 vers 36. As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Vry van die verlede, vry van remmende bagasie en vry van negatiewe, leuenagtige labels. Hoe gebeur dit? As die Seun. Nie as jy jou vrygemaak het, of as iemand of 'n beraader of 'n selfhelptegniek nie, as die Seun jou vrygemaak het en Christus, as jy in Christus is jy werklik vry. En dan is jy vry om alles te wees wat Christus sê jy kan wees, dit waartoe hy jou geskep en herskep het. As 'n vierde voordeel, in Christus is daar 'n nuwe soort vastigheid. In Christus is jy veilig. Hoor die sekuriteit waarop Paulus ons aandag vestig in 2 Korintiërs 1, boodskapvertaling vers 21-22. Hoor die prentjies wat hy gebruik. Dis nie sommer net dat jy skielik wanneer jy in Christus is jy wishy-washy en dinge gaan nou maar half so net saam met die weersomstandighede nie. Hy sê God het ons almal saam stewig en Christus geanker. Dis van hierdie massiewe olietankskep. As jy ooit weer by die see kom, besef jy, daar's 'n anker en 'n ketting wat daai ding vashou. In Christus is jy geanker. Hy is die fondament op wie ons lewe gebou is. God het ons met sy groot krag toegerus en ons eenkant gesit. En dit beteken nie geïsoleer nie, dit beteken net hy het ons omring met sy sekuriteit, sodat ons hom voltyds kan dien. Hy het boonop sy amptelike stempel op ons lewens geplaas, as die bewys dat ons aan hom behoort. Dis die Heilige Gees. God het die Heilige Gees aan ons almal gegee as die deposito, die eerste betaling van sy kant af om ons te verseker dat sy nuwe wêreld op ons wag, dat die beste nog voor lê. Hoor jy die veiligheid wat dit bied? Baie van ons labels spruit vanuit onsekerheid. Ek gaan nie hier deurkom nie. Ek gaan dit nie maak nie. Ek gaan uitgelaat word. Ek gaan verloor. Ek gaan ingedoen word. Ek gaan nie hou nie. Ek gaan dit nie maak nie. Maar in Christus is daar 'n ander sekuriteit en veiligheid. En nie omdat die wêreld stormvry is nie, nie omdat die wêreld altyd sag met jou gaan werk nie, nie omdat mense jou nooit weer gaan teleurstel nie, nie omdat jy nooit weer 'n moeilike seisoen sal hê nie, nie omdat daar nooit weer 'n storm oor jou gaan wees nie, maar omdat jy nou 'n anker het, is jy veilig.
Goeie nuus vanoggend is hy hou jou. En wat hy hou, laat hy nie los nie. En hy werk nie vandag met jou en betaal 'n dierprys vandag vir jou net om jou môre te drop nie. Hy gee nie vandag vir jou 'n nuwe naam net om môre van jou te vergeet nie. As jy in Christus is jy nie uitgelewer nie. As jy nie los, ergens swewende in hierdie kosmos, jy is alles behalwe toevallig. Jy is nie op jou eie om hierdie reis te probeer net te oorleef en hoop maar jy maak dit nie. Die ou label het gesê jy is alleen. Maar in Christus sê, ek's met jou. Die waarheid is, jy's geanker. Jy behoort. Jy het ontsettende hoë waarde. Jy's veilig. En nie op grond van wie jy is nie, maar wie sin jy is. Wat maak ons met die verkeerde labels? Ons hou op met hulle te onderhandel. Ons hou op om hulle stil te verdra. Ons hou op om my ou labels wat jou belieg en sê jy kan nie, jy is nie, jy sal nie. Ons hou op om hulle soos die waarheid te behandel. Ons hou op om ons hele lewe rondom hulle te bou. Jy hoef nie elke label wat mense op jou plak te aanvaar nie. Jy hoef nie elke label uit jou verlede aan vas te hou nie. Jy hoef nie elke label wat die vyand in jou oor fluister te internaliseer en jou identiteit te maak. Daai labels moet eenvoudig net afgehaal word. Daai label van nie genoeg nie, misluk, gevangene van, 'n slagoffer, onwaardig, te beskadig, alleen, niks besonders nie, geskei, weduwee, gelikwideer, gay, verslaaf. Haal dit af. Vervang dit met wat waar is en Christus. Jy al gesien sommige labels, jy trek hulle nogal maklik af. Ander labels moet jy maar so 'n bietjie krap om hulle van 'n ding af te kry. Dan's daar die wat jy bietjie moet hitte gee. En dan's daar wat, hier's 'n wenk. En ek weet nie of jy al daai frustrasie beleef het nie, jy's hol in die winkel rond, jy's haastig, jy moet vir iemand 'n geskenk koop, die ding het nie 'n prys op nie. En dan wanneer jy uiteindelik by die huis kom, dan sien jy hier sit die prys, nou wil jy hom aftrek en niks kry hom af nie. Die wenk is, sit 'n bietjie braaishou op. Los hom vir so 'n minuut en haal hom liggies af. In ons geval beloof die Bybel, 1 Johannes 1 vers 7, die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde, van alle labels. En in Christus, omdat hy ons reinig van labels, kan ek en jy verklaar, ek is totaal vergewe. Ek is totaal verander, ek is totaal vrygemaak, ek is totaal veilig. Miskien is die grootste probleem in jou lewe nie wat jy tans dra nie. Jy het al ou bagasie en sonde en daai goeders het jy uitgesorteer. Die vyand het vir jou belieg oor wat daarin is. En vir jou begin labeltjies opsit. Miskien het die Here reeds meer in jou gedoen as wat jy besef. Miskien het hy reeds meer in jou geplaas as wat jy erken. Miskien het hy reeds meer bagasie herstel wat jy gedink het nog stikkend is. Miskien het hy reeds genade en gawes en roeping en krag oor jou lewe losgemaak, maar jy leef nog met die ou stickers. En baie glo deesdae hulle het 'n vervaldatum. Nee, wat ek's te oud. Nee, wat my kanse is verby. Vandag wil die Here dit kom afhaal. En nie net om jou te laat beter voel nie, maar sodat jy duideliker kan sien, sodat jy nuwe moed en 'n nuwe vreugde het om te sê, ek wil vorentoe beweeg, ek wil op hierdie wedloop alles insit, om uiteindelik die prys te verkry, en die prys is, ek het gedoen waartoe hy my geroep het om te vermaag. So moenie vanoggend die verkeerde labels glo nie, moenie jou naam en jou label leen by jou wonde nie.
Moenie jou identiteit leen uit jou verlede nie. Moenie jou toekoms laat bepaal deur 'n vyand wat iets negatief oor jou probeer plak nie. Glo wat waar is. In Christus. Vergewe, verander, vrygemaak, veilig. Want as hierdie waarheid insak, dan hou jy op om te probeer konformeer en in te pas by die wêreld. Jy hou op om jouself dood te probeer presteer en jouself te bewys vir mense of selfs vir die Here. En jy hou op om in vrees te begin ritereer en sê ek is nie seker of ek kan nie. Dan begin jy leef soos iemand wat weet, die label is reg, die inhoud is reg, en die Here het my volmaak toegerus vir sy roeping en sy plan met my lewe. Kom ons bid saam. Terwyl ons oë gesluit is, miskien het jy vandag besef hier's labels wat nie van God afkom in jou lewe nie. Maar jy het dit begin glo. Vandag kom die Here en hy haal vals labels af. En ek wil jou herinner, jy hoef nie langer te leef onder iets wat God nooit oor jou lewe uitgespreek het nie. Jy hoef nie langer terug te hou deur ou woorde, ou seer en ou leuns te glo nie. Die waarheid van Christus is sterker as daai vals etikette. So bring dit vanmôre voor. Noem dit vanoggend daar in jou gedagtes waar jy sit. Here, hierdie is die label wat my terughou. Hierdie is die label wat my klein laat leef. Daai stem wat jou laat konformeer of presteer of ritereer. Here, ek erken daai stem en dis nie u sin nie. Wil jy nie daar waar jy sit vanmôre net vir die Here sê, Here Jesus, dankie dat u nie net my bagasie aanraak nie. Dankie dat u ook verkeerde labels afhaal. Vergewe my. Vergewe my vir die leuns wat ek geglo het. Help my om te herontdek wie ek in Christus is. Help my om die waarheid te glo. Help my myself te sien soos u my sien. Dankie Vader, in Christus is elkeen van ons hierdie ongekende voorreg van ons is vergewe, verander, vrygemaak, veilig.